'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song. Goeiemôre julle en baie welkom by vanoggend se diens hier vanuit ons sitkamer. Dit is regtig ons gebed dat jy daar waar jy is vanoggend ook 'n besonderse ontmoeting met ons Here sal hê. Ja, goeiemôre van my kant. Kom ons sit net so en dan praat ons met ons Here. Kom ons bid saam. Dankie vir die voorreg, Here, om as geloofsfamilie saam vanoggend na u woord te luister, al is dit op 'n manier wat vir ons nog vreemd is. Dankie vir 'n nuwe dag, wat 'n nuwe geleentheid is om u te kan ken en in die koninkryk besig te kan wees. Dankie vir die woord wat die waarheid is wat lewe verander. Ons is honger daarvoor, Here. Ek wil bid vir elkeen wat vanoggend saam kyk of luister, dat u elkeen in hulle families, Here, sal beskerm en sal bewaar. Dankie dat u ons God is en dat u regtig vir ons goed is. Ons sien uit na vanoggend se tyd in u teenwoordigheid, Here. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 13. Ek wil julle aanraai om die volledige hoofstuk by die huis te lees, maar Mariet, ek wil vir jou vra of jy asseblief vir ons die fokusvers, naamlik vers 13, sal lees. 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Dankie Mariet, hoe belangrik is daardie vers nie vir ons almal nie. Nou in hierdie tyd met die virus wat oor die wêreld heen gaan, is daar 'n tema waarmee ons almal gekonfronteer word, en dit is die tema van dood, die sterflikheid van die mens. En baie beslis nie die gemaklikste of gewildste of lekkerste tema nie. Die feit dat baie mense doodgaan. Die feit dat die dood niemand oorsien nie, dat niemand die dood kan vryspring nie. Dat die dood toe nou nie net slegs vir ou mense bedoel is nie. Die virus het weer vir ons kom wys dat ons almal gelyk is, dat ons op presies dieselfde plek staan. Ongeag jou taal of ras of kultuur of bankbalans of rang of vlak of posbeskrywing of beroep of wat ook al, die virus hanteer almal presies dieselfde. Net so is dit met die dood. Almal is ewe sterflik. Dalk is dit nodig dat ons hierdie tema van die dood of van die sterflikheid van die mens weer 'n slag goed in die oë kyk, juis omdat ons nou daarmee gekonfronteer word, sodat ons daaruit kan leer en dit vir ons nuwe perspektief kan gee op ons lewens. Want hoe morbied of ongewild of sleg hierdie tema van die dood ook al is, dit bring ongetwyfeld nuwe perspektief op ons lewens en veral op ons as gelowiges se lewens ook. So as mens hierdie tema in gedagtes hou, waar dink jy sal mens begin dink of gesels oor die tema van sterflikheid, sodat ons juist perspektief kan kry op ons lewens? Watter invalshoek sou jy gebruik vir 'n stuk nuwe perspektief uit hierdie tema? Ek dink dat 'n mens dalk moet begin deur juist die vraag te vra na wat die doel of die sin van jou lewe is en van jou bestaan is. Dis 'n baie belangrike vraag, 'n vraag wat ek dink ons selfs ook as Christen gelowiges onsself moet afvra, waaroor ons behoort te dink. Wat maak ons hier? Waarom op aarde is ons op aarde? Wat is die doel en die betekenis van ons lewens? Is dit nog in lyn met God se doel en betekenis vir ons lewens dan juis ook? Ek stem saam en ek dink nie dat 'n mens moet aanneem dat die antwoord vir ons almal maklik of vanselfsprekend is nie, en ook nie vir gelowiges nie, want ons word so deur hierdie wêreldstelsel
meegesleer dat ons goddelike doel maklik mis en ons leef dan baie dikwels asof ons die antwoord op hierdie vraag na ons doel en die sin en die bestaan van ons lewe nie ken nie. Ons verloor baie maklik perspektief en fokus op dit waaroor die lewe werklik gaan en dit wat werklik ons bestaansdoel is. Ons hardloop van punt A na punt B net om te oorleef. Dit wat moet belangrik wees is nie meer nie en tyd om aandag te gee aan dit wat ewigheidswaarde het, dit het ons nie. Ons verhoudings lyk al hoe meer oppervlakkig en swakker en ons leef later soos koue pionne wat net prestasie gedrewe is, met min of byna geen besef en saam met dit begrip dat ons nie vir altyd hier op aarde gaan leef nie. En ek dink daarom sien ons dikwels geen impak of invloed met ewigheidswaarde ook by mense wat welgelowig is nie. Maar ons sterflikheid laat my regtig vir 'n oomblik stil staan en by die vraag na die ware doel en die ware betekenis en die soek na die perspektief daarop bring. Ja, dis baie waar wat jy sê, ons almal trap in dieselfde slaggate oor en oor. Ek weet nie of jy vir Albert onthou nie. Albert was 'n ou wat baie mense gehelp het om weer opnuut oor hierdie vraag van ons lewens en die doel en die sin en die betekenis daarvan te dink nadat hy 'n regtige ernstige kankerstryd oorleef het. En alhoewel Albert 'n goeie gelowige en 'n goeie mens was, getuig hy self vandag van iemand wat 'n baie vol dagboek gehad het, maar met dinge wat wil ek amper sê nie saak maak nie, dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Iemand wat getuig van prioriteite wat geherrangskik moes word omdat dit regtig in 'n verkeerde volgorde was. En toe word hy met die dood gekonfronteer. Hy staar sy eie dood in die gesig en oorleef toe 'n baie onverwagte kankerstryd. En sonder dat sy vrou daarvan weet, is hy dokters toe en hulle het toetse gedoen. En toe hy haar uiteindelik bel om te sê wat die uitslag is, toe sy eerste woorde aan haar, ek is lief vir jou, my engel. En sy het groot geskrik, want dis nie iets wat Albert baie in sy lewe gesê het nie. En toe hy met sy eie sterflikheid gekonfronteer word, toe dit vir hom wink, toe besef hy waaroor die lewe eintlik gaan. En hy het huis toe gegaan en kon nie genoeg natuurlik vir almal sê hoe lief hy vir hulle is nie, maar hy het nie net dit gaan sê nie, hy het 'n lewe vol liefde begin leef. Hy het natuurlik dadelik na sy prioriteite begin kyk en geonderskei wat is die dinge wat saak maak, waarmee moet hy sy lewe volmaak. En so het hy so naby gekom aan ek dink dit wat God wil hê ons moet doen en ons lewens moet lyk, daai betekenis, daai doel, want skielik het sy lewe 'n impak en 'n betekenis ook in ander mense se lewe gehad. Skielik het hy daadwerklik Jesus se hande en voete op aarde geword met soveel meer sagmoedigheid en liefde en empatie begin leef. Waarom dink jy is ons so gefokus baie dikwels op 'n lewe vol goed wat nie sin maak nie, en is dit vir ons moeilik om ons lewens gefokus te kry en in lyn met wat God se doel vir ons is? Hoekom dink jy moet ons eers deur so 'n dal, wil ek sê, van doodskade weer gaan voor ons moet besef wat die doel en die betekenis van ons lewens is? Ek dink dit is maar juis omdat ons aandag en ons fokus so maklik afgelei word deur hierdie oorvol lewens wat gepak is met dit wat die wêreld aan ons voorhou as topprioriteite en belange.
wat terselfdertyd van ons magtige mense maak wat groot en belangrike dinge kan regkry en vermag. Saam met die feit dat ons altyd dink daar is nog tyd. En die dood eers veel later op ons wag. Amper asof hierdie oorvol gepakte lewens met tegnologie wat die wêreld aan ons vingerpunte plaas, ons sal toelaat om ons eie dood uit te stel tot wanneer ons reg is daarvoor. En alhoewel ons as gelowiges seker kan wees van 'n ewige lewe, is dit byna asof ons tydelik vergeet dat ons aardse lewe sterflik is en dat dit wel ook belangrik is. Dat die liefde nou hier verklaar moet word. Dat die tyd om radikaal agter Jesus aan te leef nou is en dat die tyd om God en jouself en jou naaste diep lief te hê juis nou is. En die beste voorbeeld daarvan sien ons natuurlik in die liefde en passie van Jesus homself. Ek dink aan die woorde van Johannes 13 by vers 1. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En dan in Johannes 15, by vers 9 sê hy self, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En natuurlik weet ons dat Jesus dit nie net gesê het nie, maar dat hy liefde tot in die uiterste toe gevat het, toe hy self die liefdesoffer vir ons aan die kruis geword het. Die grootste liefdesdaad van alle tye, wat my net weer laat besef, dat alhoewel ons dankbaar uitsien na die lewe hierna, die lewe na die dood, ons nie net nou kan leef asof ons onsterflik is nie, en ons lewe juis nou 'n lewe moet wees wat van Jesus se liefde en van Jesus se passie getuig, en wat hierdie liefde verklaar, wat hierdie liefde regtig bewys, wat hierdie liefde bo alles stel, en waar liefde vir God en vir ons naaste en vir onsself 'n daadwerklike liefde is en word. Omdat dit die ware doel van die lewe is en die werklike rede vir ons bestaan. En ook na hulle wat dit nie verdien nie, na hulle wat niks vir ons kan teruggee of niks vir ons kan bied nie. Die liefde kan nie wag vir beter dae nie, daarvoor is die liefde te belangrik. En ja, ons weet nie wat die dag van môre gaan inhou nie, maar vandag kan ons en moet ons lief hê met die passie en die dringendheid wat daar ook by Jesus was. En jy sê altyd, die passie van Jesus moet ook ons passie word. En ek het net weer besef dat die passie van Jesus hierdie onvoorwaardelike liefde is. Ja, ek sê dit graag, want dit is so waar, baie mense sê hulle het 'n passie vir Jesus, maar hoe belangrik is dit nie dat die passie van Jesus ook ons passie word nie. Elke keer as ek Jesus se lewe bestudeer of van hom lees, dan is ek van vooraf gemotiveer om met nuwe krag en ywer in te spring, om daai passie en liefde te begin uitleef en dit te begin inoefen in mense lewe, en dat dit vir jou 'n tweede natuur word. Selfs al weet ek, dit kom nie altyd van self nie, selfs al weet ek dat daai liefde en passie van jou vra om uit sekere gemakzones uit te kom, om dan in 'n lewe voller met liefde te staan. Maar ek dink ons is veronderstel, ons word opgeroep om die risiko te neem,
om Jesus en sy passie definitief te volg. En ja, dit gaan nie spontaan kom nie, dit is nie noodwendig in ons aard of in ons wese nie, en daar's baie wat ons daarvan weerhou, maar dit moet tog moontlik wees. Ek en jy, ons almal is die produk van liefde, die bewys tog van die allergrootste liefde. Daarom wil ek amper sê, hoe kan of hoe wil ons dit nie inoefen of waag om so te leef nie? Dis eintlik net nie geloofwaardig om te sê ons is uit liefde en uit genade gered, maar ons doen nie veel met die liefde en die genade nie. Ons is nie eintlik 'n voorbeeld in Jesus se liefde en passie nie. Jy het aan die begin die vraag gevra, wat is ons sin of ons doel in die lewe? En na dit alles besef ek nou net, ons gaan dit glad nie kan wegredeneer nie. Liefde in aksie, in woorde, in dade, is die doel en die sin van ons bestaan, van ons lewe, as 'n mens Jesus se lewe ook bestudeer. Ons is die heel naaste aan ons bestaansdoel, aan ons skepingsdoel, as ons met die liefde besig is. Ons het gehoor, dit wat ons weet, ons is sterflik. Welkom in die wêreld van, in die realiteit van sterflikheid. Maar vir solank ons op aarde leef, en ons nog in ons tydelike woning, ons tentwoning is ons sonder twyfel geroep vir die liefde, om draers van liefde te wees. Leef ons sinvol as ons met die liefde besig is? Lyk ons die meeste na Jesus as ons met die liefde besig is? En jy gebruik spesifiek die woord sinvol, en dis verseker 'n groot deel van hierdie perspektief op ons sterflikheid, om meer sinvol te leef nou in diens van die Here. En om God lief te hê, met meer as net woorde. Dit is tog sinvol. Om mense met respek en met liefde te behandel, is sinvol. Om ander se nood raak te sien en ook konkreet iets daaraan te doen, dis sinvol. Om vrede te maak en om vrede te bring, dit is sinvol. Om 'n hart te hê vir verlorenes en onbekendes en ander soortiges, dit is vir my sinvol. Om te bid vir mense in nood en vir familie en vir vriende en vir kollegas en vir die kerk en vir die land en vir die land se leiers, dis sinvol in die oë van die Here. Om vrygewig te wees en om ook meer sorgvry te leef, is sinvol. Om die Bybel gereeld te bestudeer en erns te maak met gebed, dit is sinvol. En om God en jouself en jou naaste radikaal lief te hê met die passie van Jesus, soos Jesus. Daarin lê die sin van die lewe, dit is sinvol. Mens wil eintlik sê amen, mag dit so wees in die lewe van elke gelowige, vir solank ons gespaar is op aarde, mag ons so sinvol met soveel liefde wees. Liefde is nie net woorde nie, ek het 'n mooi koffiebeker wat sê ons is lief vir jou met my vrou en my 2 dogtertjies op. Maar liefde beteken ook nou dat julle elke oggend vir my koffie gaan bring in hierdie beker. Is nie net woorde nie, dis ook dade. Nee, dit sommer op 'n ligter noot, mag dit so wees. Mag dit so wees in ons lewens. Mag ons sinvol leef en oorloop van liefde. Die rede vir ons bestaan, ons bestaansdoel, soos wat Jesus ons kom leer het. Amen. Kom ons sit net so en dan sluit ek vir ons af met gebed.
Here, dankie dat U 'n God van liefde is. En Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het en dat ons daarom ook vir U kan lief hê en mekaar kan lief hê. Help ons daarmee, Here, op 'n daaglikse basis en ja, in elke facet van ons lewe. In Jesus naam. Amen. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here regtig vir julle goed wees. Lekker dag. Totsiens. Mag die Here regtig ook vir julle seën met sy vrede. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another brother.